Goeiedag, ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug. En ons praat van goeie nuus omdat ons 'n geskenk ontvang het. Dan sien 'n mens daardie werklikheid wat wat gebeur het in die tuin van Eden, die sondeval, waar Adam oortree het en die hele wêreld in sonde gedompel het. En God gesê het, vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. Is dit deur die werklikheid in wording gespreek deur die hele Ou Testament, en Jesus Christus kom in die Nuwe Testament, en hy kom en hy wandel in die 4 evangelies, en hy verduidelik vir die mens, wat gaan hy doen aan die kruis, wat gaan gebeur in daardie dag, wanneer hy gaan sê, dit is volbring. Weet jy, breek hierdie tempel af, en ek sal dit in 3 dae oprig. Sien 'n mens die hele bediening van Jesus Christus op aarde, en toe kom Jesus Christus, en hy sterf vir die mens, om te doen wat hy moes doen. Hy praat daarvan in Romeine 4, die laaste 2 versies, hy sê, hy het gekom om te sterf vir die oortredinge van die mens, en opgestaan ter wille van ons regverdigmaking. Dis die 2 aksies, die werklikheid. Nou weet ons dat ons het 'n nuwe lewe gekry. Na die opstanding het Jesus sy lewe uitgestort op alle vlees, 'n geskenk wat ons gekry het, en daarom moet ons dankie sê daarvoor, en daarom moet ons bly wees daaroor. Geloof is so afhanklik van blydskap soos 'n vis van water. Mense, ons moet na hierdie goedjies gaan kyk, en iemand het op 'n stadium gesê, Christianity is a thinking man's religion. Jy moet dink, jy moet dit bedink. En dit is wat die skrif vir ons sê, moet dit nie oordink nie, moenie jou eie goed begin probeer insit nie, maar kyk na hierdie goed, as jy daarna gaan kyk, as jy nie 'n vraag vra nie, sê jy nie 'n antwoord kry nie. Nou kom die skrif, nou praat hy vir ons, dat ons het saam met Christus gesterf. Ja, die mense het dit nou al gehoor, en dit is iets wat nou al nie meer 'n geheim is nie. Mense weet dat ons was in Christus, Christus het gesterf vir alle mense, en hy staan na 3 dae op, en hy gee vir elke mens 'n nuwe lewe, sy lewe, hy stort sy lewe uit op alle vlees. Dit is wat God gedoen het, hy stort sy lewe uit op alle vlees, sodat elke mens nou daai lewe kan hê. En nou kom ons en ons gaan kyk, wat nou daarvan? Nou moet ons gaan kyk, hoe gaan die skrifte waar word? As hy byvoorbeeld sê in Kolossense 3, as julle dan saam met Christus opgewek is, dis mooi, ons ken dit, dit weet ons nou al, nee. Ons is saam met Christus opgewek, hy sê, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Hy sê, soek die dinge daarbo, met ander woorde, nie die natuurlike goed, nie die geestelike goed, want God het gesê, hy is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Soek nou die dinge daarbo. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Mense, ons lewe, ons is nie net natuurlike mense nie. Ons is nog in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Jy is nie net maar 'n mens nie, want jou hele werklikheid het verander, dat hierdie groot God, wat die heelal in wording gespreek het, woon nou in jou. En hy sê byvoorbeeld, kyk mooi, wie is in jou lewe? Ons het so maklik kan sê ons het Jesus aangeneem. Nee, wat het jy? Nee, Jesus aangeneem is my lewe. Kom ons toets dit net bietjie. Bedink dit net bietjie. Jy het Jesus aangeneem as jou lewe, so hy is jou lewe. Jy leef nie meer nie, sê Galasiërs 2 vers 20, 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 17. As een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf, so die wat leef nie meer vir hulself leef nie. Jy sien, so goed. Nou het jy Jesus Christus is nou in jou. Die openbaring van Kolossense 1 vers 26-27, hy sê dit wat vir eeue geslagte verborge was, maar nou geopenbaar is, naamlik Christus in julle. Christus in julle. Okay, nou word Jesus in die Ou Testament word hy beskryf in Jesaja 9 vers 5. Hy sê 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. Dis nou die een wat nou in my is. Die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Kan jy verstaan hoekom Dawid ook vooruit geprofeteer het en gesê het, ek kom niks kort nie. Want kyk, wie is nou in jou? Hulle het vooruit gewag,
Hebreërs 11 praat daaroor. Hulle moes vooruitkyk daarna. Ons kan terugkyk na dit en dan dink ons en ons sê, groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is, tot die probleem kom. Nou kom die probleem ook vir my, kom my wiele ook af? Ja, hoekom? Omdat ons nie genoeg, die Engels praat van fellowship nie. Daarom sê hy, bedink die dinge daar, wat daarbo is, nê, dat Jesus Christus is nou in my. Hy is nou my lewe. En nou gaan hy verder, hy sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Julle het gesterwe, so is nie meer jou lewe nie, jy het nou die lewe van Christus. En nou sê hy, maar jou lewe is saam met Christus verborge in God. Kan jy verstaan hoekom hy sê, dat die vyand al sou hy probeer om ons weg te ruk, hy dit nie sal regkry nie, want jou lewe is saam met Christus verborge in God. Nou kom Efesiërs 2 en sê, daarom is julle nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Jy's nou 'n huisgenoot van God. Jog mense, dit klink nie genuine nie. Maar kom ons kyk wat het Jesus gesê. Johannes 17 bid hy, sy laaste gebed. Nou as God nie sy gebed verhoor het nie, gaan hy definitief jou nou ook nie verhoor nie. Daarom het hy Jesus se gebed verhoor. Wat het Jesus gebid? Vader, maak hulle een soos wat ons een is. Soos wat ek in u is en u in my is, sodat ek in hulle kan wees, hulle in my kan wees, sodat ons almal een kan wees. Dis 'n profesie, dis 'n gebed voor die kruis in Getsemane. Nou kom hy, die gebed is vervul. Jesus het gesê, dit is volbring. Die resultaat daarvan is, want jy het gesterwe en jou lewe is saam met Christus verborge in God. En die mees skrikwekkende een is die 4de vers Kolossense 3. Wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dan gaan jy ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Jesus Christus is my lewe. En dit is hoekom jy sê, groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Kyk, ons kan net so, ek wil nou nie, maar kom ons kyk net gou hierso, hy sê vers 9, Kolossense 3, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Nou as dit afgelê is, hoekom bly jy nog daarin? Hoekom kyk jy nog terug? Hoekom verlang jy daarna? En julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word, of die Engelse King James sê, vernuwe is, tot kennis na die beeld van sy skepping. Met die nuwe mens beklee het, jy het jou beklee, jy's klaar aangetrek. Jesus sê dit in die gelykenisse. Hy sê, daar's 'n bruilof gewees, en die genooides wou nie kom, die een het 'n os gekoop en 'n vrou getrou en al daai goedjies. Hy gaan en hy sê, gaan uit op die strate, gaan nooi almal, goed en sleg. Weet jy, daar toe kom ek ook, toe kry ek ook 'n kans. Goed en sleg, dus ek ook een van hulle. Nou kom hulle in, hy sê, en die Heer kom by die bruilofslokaal in, en hy sien, almal het die kleed aan. Waar het hulle die bruilofskleed gekry? Hy is veel voorberei gewees. Die verlore seun se kleed het daar gehang, tot hy terugkom. Nou het ons teruggekom, Jesus Christus het ons teruggebring. Hy sê, lieg nie vir mekaar nie, want jy het nou die nuwe lewe. Nee, en jy het jou met Christus beklee. Mense, is jy dan beklee of is jy nie beklee nie? Bedink die dinge. Christianity is a thinking man's religion. Nou sien ons dat ons nou geeswesens is. Nie geeswese, geestelike mense is, geestelike mense. Hy praat in 1 Korintiërs 2 vers 12, dan sê hy, niemand weet wat in die gees van iemand anders aangaan nie. So weet ook niemand wat in die gees van God aangaan nie. Daarom het God vir ons sy gees gegee, sodat ons kan weet wat hy ons uit genade geskenk het. Aan die ander woorde, toe kom God nou en hy gee vir ons sy gees. Nou moet ons sien dat die hele proses wat plaasgevind het rondom die kruisiging en alles, is dat die natuurlike dien die geestelike. Die geestelike dien nie die natuurlike nie. Mense, dis waar ons die probleem maak. Ons wil Christus gebruik om die sukses van Christus gebruik om vir ons 'n beter lewe op aarde te gee. Beter dit, meer van dit, minder van dit, ensovoorts. Maar dan sê, ons het na die vorige 2 lerings terug het ons daarvan gepraat, sê 1 Korintiërs 15 vers 19, as jy op Christus hoop net vir hierdie lewe, het jy die elendigste geword van alle mense.
Want Christus het nie gekom om die natuurlike te dien nie. Die natuurlike dien die geestelike. Baie, baie belangrik. Johannes 6 vers 63 dan sê Jesus self, hy sê, dis die gees wat lewend maak, die vlees tel vir niks. Hy sê die woorde wat ek tot julle spreek, dis hierdie woorde, is gees en is lewe. Paulus sê, ek kom om hierdie bediening vir julle te bring, dat Christus het gekom om julle oor te bring uit die duisternis na die wonderbaarlike lig. Daarom het die waaragtige lig verskyn, sê Johannes 1 vir ons, om die hele wêreld te verlig, sodat ons in die lig kan wandel, nie meer in die duisternis nie. So ons is nou in die geestelike. Hy sê, die natuurlike mens kan nie die dinge van die gees verstaan nie. Hy sê, omdat alles geestelik beoordeel word. Mense, ons moet wegkom van dit af. Ons moet sien dat die geestelike word deur die natuurlike gedien. Jesus sê self in Johannes 4 vers 24, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. In gees en in waarheid aanbid. Ek dink dit is die groot werklikheid wat ons het, dat ons moet besef dat ons nog in hierdie wêreld is, en dit is hoekom byvoorbeeld, as jy gaan kyk na Hebreërs 11 vers 1, die Engels sê hom mooi, hy sê now 5, wat al twee in 'n hoofletter sit, now 5. So daar is 5, daar is geloof vir die ewige lewe. Maar daar's ook 'n now 5, met ander woorde 'n werklikheid vir nou. En dan dink ek is een van die belangrikste goed, dat ons moet, hierdie werklikhede moet ons begin om dit ons eie te maak. Hy sê byvoorbeeld in Galasiërs 4 vers 19, dink ek, dan sê Paulus, ek is in barensnood, totdat Christus in julle gestalte vind. Die werklikheid is, die openbaring is uit. Eerste Kolossense 1 vers 26, 27, dit wat vir eeue en geslagte verborge was, maar nou geopenbaar is, naamlik Christus in julle, die krag van die wêreld. Ek het nou vir ons aangehaal, Jesaja 9 vers 5, nee, 'n kind is vir ons gebore. Vir God was dit nog reeds in die verlede tyd, 'n kind is vir ons gebore. Vir God was dit voor die grondlegging van die wêreld 'n afgehandelde saak, maar dit moes net manifesteer op die regte tyd. Dis hoekom Galasiërs 4 vir ons sê, op die regte tyd het Christus gekom. Nee, nie wanneer jy dink dit nou nodig is nie. So hy sê, ek bid, dat Christus nou in julle gestalte vind, dat hierdie werklikhede joune word. Dan gaan hy byvoorbeeld in Filippense 1, praat hy in vers 9, hy sê, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring. Verstaan nie wat ek vir julle sê, omdat ons kry teenstand, ons kry resistance, soos die Engels sê, in hierdie lewe. En ons teestand kom net deur 'n groter werklikheid. As jou geestelike werklikheid vir jou groter is as die natuurlike, dan oorkom jy hierdie werklikhede. Maar vir ons het ons dit in ons tradisionele opset, Matteus 15 vers 6 sê, julle maak die werk van God kragteloos deur julle tradisies. So ons maak dit kragteloos, omdat ek glo ek is maar net 'n mens, ek is niks, ek is 'n wurm. Ons moet 'n bietjie gaan kyk Jesaja wat sê hy daarvan, ek dink 40 of 42 van wurmpie Jakob, wil nie nou daarna toe gaan nie. Nee mense, jou liggaam is 'n tempel van God en die gees van God is in jou. Hy is nader aan jou probleem as wat jy dink hy is. Nou sê hy hierdie, dat jy by kennis en ervaring mag uitkom. Hy praat hierso in Kolossense 1. Weer, dis belangrik dat ons moet hierdie goed weet, en ons moet, as ons dit weet, dan moet ons dit ons eie maak, en ons moet dit toepas. Dit help nie, jy het hierdie verskriklike groot werklikheid en jy pas dit nie toe nie. Dit help nie, jy sit met 'n bankrekening vol geld en jy gaan dood van die honger nie. Hierdie goed moet ons toepas. Kyk wat sê in Kolossense 1. Kolossense 1 vers 9, hy sê, daarom, hou ons nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het om vir julle te bid, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig, nie natuurlike insig nie. Natuurlike mens kan nie die dinge van die gees verstaan nie, al staan hy op sy kop. Nee. En dit is so belangrik, in geestelike insig. Hy sê, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei.
Dit is so belangrik. Met ander woorde, dis afgehandel, maar die inligting moet na jou toe kom. Dit is hoekom dit verborgenhede was, en dit word oopgesluit deur openbaringskennis. Nie wat die skrif sê, kennis maak opgeblaas nie. Dis jou kennis wat opgeblaas maak. Maar wanneer jy openbaringskennis kom, op grond daarvan, dat dis nie meer ek nie, want ek leef nie meer nie. Jy sien mense, dit is so belangrik, dat ons na daai werklikhede kyk. Dan begin ons hierdie werklikhede ons sin maak, en ons begin dit beoefen. Hy sê in skryf vir Timoteus, beoefen jou in die godsaligheid. Hy skryf in Hebreërs 5 vers 11 tot 14, hy sê julle is nog op melk, omdat julle onervare is in die woord van geregtigheid. Hy sê maar vaste spys is vir hulle wat deur die geestesvermoë besit, deur die gewoonte geoefen. Mense, hierdie is 'n werklikheid, dis 'n toepassing van die werklikhede. Jy koop vir jou 'n 4x4 as jy bietjie offroad wil gaan ry of berge toe wil gaan. Mense, so baie belangrik daarvan. Hy gaan verder, dan nooi God ons uit, 1 Petrus 5 vers 7 tot 9, hy sê, bring julle sorge na my, want ek sorg vir julle. God weet wat aangaan, hy sê, maar jy moet na die werklikheid toe kom, jy moet na die bron toe kom. Ons kyk na 1 Korintiërs 13, dan praat ons daarvan, kyk mooi wat sê hy, en wanneer jy nou hierdie geregtigheid boodskap en jy kyk na dit wat ek nou genoem het, Hebreërs 5 vers 11, hy sê, die mense wat nog op melk is, hy sê, maar vaste spys is vir hulle wat die gewoonte geoefen is. Ons kyk na Efesiërs 4, hy praat daaroor, hy sê, dat hy die 5voudige bediening gegee, om die heiliges toe te rus vir dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, die opbouing van die liggaam van Christus, totdat jy kom tot 'n eenheid van geloof, en 'n volwasse man, tot die volle mate van Christus. Die skrif moedig ons aan om hierdie werklikhede toe te pas, sodat ons by hierdie volheid kan uitkom. Nou praat hy weer hier in 1 Korintiërs 13, hoor mooi vers 11, hy sê, toe ek 'n kind was, ja mense, ek was op 42 jaar, toe ek by hierdie werklikheid uitkom, toe was ek in die geestelike maar 'n kind gewees. Hy sê, maar nou kom hy sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, kind is jy in hierdie tradisionele, nog net in 'n tradisie sit. Nee, hy sê, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Ja, maar hoekom sê hy dit? Hy praat daarvan as gevolg van die vorige verse, die liefde is vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblaas nie. Ons moet by daai goed, dit is goed wat ons moet toepas in ons lewe en gaan sê, weet jy wat, ek gaan kyk en ek sien, is hierdie, as ek wil koek bak, dan kyk ek, is hierdie bestanddele in die spens? Ja, dis in die spens. Dan sit myne, dan vat ek dit vir myne. En as ek opgeblaase raak, dan sê ek, nee, die ou mens wil nou weer opstaan, maar die ou mens is saam met Christus gekruisig. Nee, ek het die lewe van Christus. Christus het geduld gehad, hy toegelaat, hy sê, draai die ander wang. Nee, met ander woorde, dat jy werklik besef, dat jy het nou die lewe van Christus. Hy is nou jou lewe. Galasiërs 5 vers 22 praat van die vrug van die gees. Nie die vrugte dat ek kan kies wat 'n 3 ek nice is ek wil hê nie. Hy sê die vrug van die gees is een kompleet vrug, en dis nie jy wat dit dra nie, dis nie die vrug van Gerry nie, dis die vrug van die gees. So na mate ek in die gees inkyk en die geestelike werklikhede groei, en die geestelike werklikhede toeëien vir myself, dan begin die gees in my vrug te dra, dan begin die liefde wat nou in my woon, naamlik Jesus Christus, hierdie werklikhede in my liggaam vervul, maar ek moet dit sien en ek moet dit, my begeerte moet daarna wees. Jakobus 1 sê dat, as jy enige iets begeer, vra by God, hy sal vir jou gee sonder om te verwyd. So wanneer ek hier kyk en ek sien, maar ek is nog jaloers, Here, ek begeer dit, ek wil nie jaloers wees nie, want dis 'n vrug van die ou mens, dis 'n vrug van die wet. Ek wil die vrug van Jesus Christus moet in my manifesteer. Daarom wil ek dit hê. Die liefde is lankmoedig, is vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Mooi om hierdie ander goedjies te sê, maar kyk hier, wie is jou lewe nou? Hy praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, wandel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Mense soek nie sy eie belang nie, dis belangrik. Hy sê,
Word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dit is die werklikheid wat Christus in jou dra. Dit is sy eienskap. Ek het nou die lewe van Christus, dan word daai werklikheid my eienskap. Hoe het God dit gedoen? Hoe het hy hierdie werklikheid reg gekry? Kom ons gaan kyk. 2 Korintiërs 5, ons haal hom baie aan. Maar ek wil eintlik voor ek 2 Korintiërs 5 vir ons 'n versie net in Romeine lees. Romeine 14 vers 8. Hy sê, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Hy sê, of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterf en opgestaan en weer lewend geword om oor die dode sowel as die lewende te heers. Mense, die ouens wat nou geestelik dood is en die ouens wat geestelik lewend is. Kan ek dit weer vir ons lees? Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. Ons sê dit so maklik. Maklik, hoor. Hy sê, maar as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. En of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ons behoort nie meer aan jouself nie. Hy sê, want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan. Dit is hoekom Jesus gesterf het en opgestaan. Ons gaan kyk wat sê, Paulus het dit aan die Romeine geskryf. Nou skryf hy aan die Korintiërs dieselfde ding. Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf. Jesus Christus het vir almal gesterf. Hoekom het hy vir almal gesterf? Hy sê, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Paulus sê, skryf in Filippense 3, hy sê, ek skaam my nie om dieselfde dinge vir julle oor en oor te sê nie, want dit gee vir julle sekerheid. Hy sê, lees hierdie boeke en stuur ook hierdie goed aan die ander gemeentes en lees ook die ander gemeentes se boeke. Dan kom jy agter, hy skryf dieselfde dinge oor en oor vir dieselfde mense, vir die verskillende dorpe. So nou sê hy hierso, hy sê, Christus het gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek het. Ons lewe nou vir Christus. Hy sê, ons ken dus vanaf niemand meer na die vlees nie, want al het ons Christus ook na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie, want hy het dit gesterf, hy het gesê, dit is volbring. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, verlede tyd, past tense, het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Dit is die manier waarop God hierdie werklikhede doen. Dit is wat gebeur het, toe die natuurlike die geestelike kom dien. Nie die geestelike die natuurlike nie. Mense, ons moet wegkom van hierdie werklikhede. Hy sê, jou lewe is nou saam met Christus verborge in God. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie die dinge wat op aarde is nie. Want jou lewe is nou saam met Christus verborge in God. Efesiërs 2 vers 19 sê, julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. So dit is die werklikheid wat ons het. Paulus kom en hy word geroep, hy's op pad en hy kry hierdie Macedoniese roepstem. En hy kom daar en hy besluit, hy gaan nou in die sinagoge in. Hulle slaan hom stukkend, hy en Silas, gooi hom in die tronk, sit hier in die tronk, toes die tronkbewaarder die een wat hy moes dien, wat hy moes by die Here uitbring. Stukkend geslaan, kom hy en hy sê vir Silas, Silas, kom ons loof en prys hierdie groot God, kom ons sê vir hom dankie vir sy goedheid, maar hy's in boeye. En toe hulle dit doen, begin sing, toe val die tronkdeure oop. Hy sê, daar kom iets soos 'n stormwind, en die kettinge het afgeval en die deure het oopgegaan. Sien, die natuurlike dien die geestelike. Ons is so maklik om die wa voor die perde in te span. Dan slaan ons die wa, maar hy wil nêrens heen gaan nie. Lewe is Jesus Christus, hy is jou bron, bedink hom. Enigste manier om gered te word van jou omstandighede is Romeine 10 vers 9 en 10, hy wat met sy hart glo en Jesus Christus met sy mond bely, sal gered word. Die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Amen.